Goeiedag, welkom by hierdie week se koffiekuiers. Ek hoop dat dit met jou goed gaan hier in die koue winter. Die winter is definitief nou vol stoom hier en is lekker koud. So ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie by jou onder 'n lekker warm kombers of jy sit voor 'n kaggel of 'n verwarmer en dat ons saam hier kan kyk na die woord van die Here. Ons is nog steeds besig met ons reeks deur Handelinge. Dominee Neil het laasweek uit Handelinge 16 uitgepraat en ek gaan vandag bietjie met jou deel uit verder van Paulus se reise uit Handelinge 17 uit. Maar voordat ons saam lees vandag, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons uit u vroeë kerk kan sien, Here, hoe u werk en hoe u mense bemagtig om u boodskap uit te dra. Here, ek bid waar ons vandag na hierdie teksgedeelte gaan kyk, Here, sal u dit vir ons oopbreek. Here, sal u in ons harte kom werk en sal u ons help om dit te verstaan, nie net om dit te verstaan nie, maar ook om dit toe te pas in ons eie lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons gaan vandag saam lees uit Handelinge van vers 16 af tot vers 34, maar sommer net vir 'n bietjie agtergrond en konteks. So Paulus en die mense wat saam met hom is, hulle gaan eers na Tessalonika toe. Wat daar gebeur, Paulus gaan en hy praat in die sinagoge, baie mense kom tot bekering, beide Jode en van die Grieksprekende mense, en dit gaan goed, maar wat dan gebeur is, die godsdienstige Jode in daardie dorp, hulle is nie baie gelukkig met Paulus nie, en dan stook hulle 'n oproer of 'n betoging op, en Paulus moet vlug en weggaan en so, en dan gaan Paulus en Silas na Berea toe, baie dieselfde tipe ding gebeur, hulle praat, mense kom tot bekering, en dan hoor die Jode wat in Tessalonika was, wat gebeur in Berea, en dan stuur hulle ook mense so toe, stook die mense op, en dan sit hierdie interessante kookpot van, basies van 'n clash van idees van jou tradisionele Joodse godsdiens met Christendom. So ons sien op 'n manier is hier nie net godsdiens wat aan die gang is, maar ook bietjie politiek. En dan bevind Paulus homself in Athene, baie bekende gedeelte, en ons gaan vandag ons saam hierdie gedeelte lees uit Handelinge 17 van vers 16 af. Ek lees uit die 83 vertaling. Kom ons lees saam. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godsvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgere, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig. Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardighede en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die hele wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het.
As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. Ons lees net so ver, hoofstuk 17 maak hier klaar. So hier is omtrent 'n mondvol wat ons hierso sien wat gebeur, klomp dinge om te bespreek, natuurlik 'n bekende gedeelte. En dis hier waar ons ook sien dat Christendom is ook nie net 'n geloof wat ver weg was en ergens in 'n hoekie van die wêreld nie, maar ook hoe ons geloof hier in kontak kom met die antieke wêreld, die bekende antieke wêreld met Athene. Ons sien hier hoe Paulus ook hierso die skills wat hy gehad het, die krag en die talente wat hy gehad het as 'n filosoof, hoe hy dit ook kon gebruik in hierdie wêreld. Maar eers kom ons gaan so stuk deur hierdie verhaal. Eerste sien ons dat Paulus sit in Athene en hy's eintlik besig om te wag. Hy wag vir Silas en vir Timoteus om by hom aan te sluit. Maar hy's nie net besig om rond te lê en 'n koppie koffie te drink en die stad net as 'n toerist te verken nie. Ons sien hierso dat hy word verontwaardig deur al die afgodsbeelde wat hier in hierdie stad was. Ons sien uit die geskiedenis uit dat Athene was 'n stad gewees waar daar nie net een God was nie, maar waar daar verskeidenheid van gode was wat aanbid geword het. En Paulus is verontwaardig hierdeur. Mense kan dink eerstens as 'n stoere Jood was Paulus sterk grootgemaak met die gedagte daar is net een God. Net een God wat ons kan aanbid. En dan sien hy nou al hierdie verskillende afgode en ek kan dink net die Jood in hom was sommer kwaad gewees. Hoekom want nou is klomp afgode wat hier aanbid word. Maar Paulus was 'n Christen gewees. Hy het sy Joodse geskiedenis het hom gevorm in wie hy is en toe ontmoet hy vir Jesus op die pad na Damaskus toe. En toe kom sy idee van die Joodse godsdienst tot vervulling deur Jesus. En hy sien hierso dat maar hier's iets nie reg in hierdie stad nie. En dan vers 19 sien ons of vers 16 tot 18 sien ons Paulus doen wat hy nog in al die stede voor hierdie gedoen het. Hy gaan na die sinagoge toe en hy gaan redeneer daar met die mense, hy praat met die mense. En dan word daar deure vir hom oopgemaak. En ek dink dis hoe die Here deur sy gees ook deure vir Paulus oopmaak om die evangelie te deel met wie weier gehoor, nie net aan die Jode nie, maar ook aan die Grieke wat hier in Athene is, aan die filosowe, aan die epikureërs en die stoïsyne. En dan word hy geneem na die Areopagus toe. Nou, die Areopagus in daardie tyd was 'n interessante konsep, so hoe dit gewerk het. Vorige heersers van Athene het gedien in die Areopagus en dit was op 'n manier 'n hof gewees. Dit was 'n plek gewees waar hulle ernstige misdade, brandstigting en selfs sekere godsdienstige sake waar hulle dit moes oordeel en bespreek. Nou, dikwels wanneer ons 'n gedeelte soos hierdie lees in die geskiedenis het mense al baie gesê, maar hierdie was net 'n filosofiese debat waarmee Paulus besig was hierso. Maar die teoloog N.T. Wright wat 'n fantastiese boek oor Paulus skryf, sê ook hier Paulus se lewe was in gevaar gewees. Dit was nie sommer net dat hy sy idees oor godsdienst moes kom debatteer en dat dit dan maar net oop was en die mense was so liefdevol en aanvaardend hier gewees. En sy lewe was waarskynlik ook in gevaar gewees, hier waar hy moes kom deel oor Jesus Christus. En dan sien ons wat hier gebeur. Ons sien die evangelie kom in kontak met die antieke wêreld. En dan sien ons sien hierdie deur word oopgemaak en ons sien dat in Athene was die mense bekend daarvoor dat hulle geredeneer het, hulle wil altyd net iets nuuts hoor. En ek dink dis iets wat ons vandag ook baie sien met sosiale media soos YouTube en Instagram en TikTok en so. Mense is baie keer oop daarvoor om iets nuuts te hoor. Ek het die afgelope ruk het ek op YouTube op 'n bekende podcaster se blad gesien, 2 prominente Christelike figure, mense wat die geloof verdedig,
het ons gesien hoe hierdie mense op hierdie platforms ook die kans kry om ons geloof te verdedig. En dit is vir my fantasties dat ons geloof ook op sosiale media vir 'n wye audience, dat dit ook daarso kan verdedig word. Maar die vraag is, hoor ons net of neem ons dit aan? Neem ons dit aan in ons eie lewe? En dis ook wat hier gebeur met Paulus. En dan kom ons by vir my een van die mooiste dele in hierdie teksgedeelte. En ek sal in my Woensdag woord van môre gaan ek meer bietjie uitbrei hieroor, maar hoor bietjie wat staan hier in vers 26 en 27 wat Paulus sê. Hy sê God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy's nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dan sien ons hier, ons is gemaak om God te soek, maar wanneer ons hom soek, sal ons hom vind. En dan gebeur daar lewensverandering. En dis ook wat ons sien hierso wanneer ons klaarmaak hier met hoofstuk 17. Ons sien dat toe Paulus begin praat het oor die opstanding, oor die waarheid van die evangelie, toe word hy uitgelag. En in Handelinge 17 spesifiek hierdie deel in Athene, dis nie een van Paulus se mees suksesvolle, ek wil sê, sendingpraatjies wat hy gemaak het nie. Nie baie mense het tot bekering gekom nie, maar hierdie gedeelte eindig met 'n paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, moeilike naam, 'n lid van die Areopagus en ook 'n vrou Damaris en nog ander saam met hulle. So ons sien, daar was nie baie mense wat tot bekering gekom het nie, maar daar was mense. En die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra, is ons soos hierdie mense in antieke Athene? Is ons net lus om iets nuuts te hoor, of gaan ons werklik hierdie evangelie aanvaar en dit toepas in ons lewe? En ek dink dit is wat ons hierso vind hier in Handelinge 17, dat ons kultuur is belangrik natuurlik, maar die evangelie kom en spreek in ons kultuur en spreek ons aan en sê daar's net een God. Want dis die kultuur waarin Paulus hier inpraat, 'n kultuur waar daar klomp gode is, klomp mense wat gedink het hulle is reg. En as ons mooi daaroor dink, dis ook hoe ons kultuur vandag dikwels lyk, is klomp mense het opinies oor wat is waarheid, klomp mense het opinies oor wie ons moet volg en wat ons moet doen, maar die evangelie staan nog steeds, daar's een God, een ware God, Jesus Christus, wat mens geword het hier op aarde, wat gesterf het en wat weer opgestaan het. En daardie waarheid kan ons nie verskuif nie. So mag ons vandag hierdie waarheid van die evangelie ook aanneem, soos wat hierdie paar mense in Athene ook moes. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie dat U ons roep, ja Here, nie om weg te beweeg van die wêreld nie, maar ook soos Paulus dat U ons stuur. Here, in plekke in waar daar onsekerheid is, in plekke in waar die waarheid nie altyd daar is nie. Here, help ons om soos Paulus ook U waarheid te bring. En Here, selfs al is daar net 'n paar mense wat reageer op hierdie boodskap, Here, help ons om dit uit te leef. Here, met ons hele lewe, met ons harte, siel, krag en al ons verstand. Here, help ons om U te volg. Here, help ons om mense te wees, dat as ander mense na ons kyk, dat hulle kan sien, maar daar's iets anderste aan hierdie mense, omdat hulle Jesus volg, omdat hulle weet wat die waarheid is. Here, sal U ons lei in U waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.